Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons is tans besig met 'n reeks Love Is by ons aanddienste. En nee, die is nie net nog 'n reeks oor liefde nie. Hierdie reeks challenge ons om regtig uit te gaan en geken te word deur liefde. So as jy wil deel vorm van hierdie reeks, kom join ons op sonnaande 5:30 hier by die kerk. Hallo julle, my naam is Lindy Strydom en ek kuier Vrydag aand 6 Maart 7uur saam met julle by Dr. Douwe Tygerwil. En ek wil sê vir al die girls van Dr. Douwe Tygerwil, maar ook julle vriendinne en julle sissies en julle maas en julle kollegas, julle is so welkom vir hierdie spesiale aand met die tema gekenmerk deur sy liefde. En eintlik voel 'n mens so klein as jy iets mag sê oor sy liefde, oor God wie ons eerste lief gehad het en hoe sou 'n lewe lyk wat met alles in jou antwoord op daai liefde, op sy roepstem, hy wie ons eerste lief gehad het. Ek dink dit gaan vir ons 'n besonderse aand wees om saam te dink oor hoe so 'n lewe lyk. Hoe 'n lewe lyk wat met alles in ons vir hom dankie sê en wat gekenmerk word deur liefde. So dit is Vrydag aand 6 Maart 7uur. Ek sien uit om jou daar te sien. Maak seker jy bespreek betyds jou plekkie en nooi al jou vriendinne, sissies en kollegas saam. Ek sien jou daar. Het jy of iemand wat jy ken vra die doop? Of wil jy graag gedoop word? Ons het 'n aanlyn doop inligtingsessie waar al jou vrae beantwoord gaan word en jy toegerus sal word om ander se vrae te beantwoord. Ons heel eerste Young Adult Social is om die draai. Dit gaan 'n quiz night wees. Die tema is movies en series. Dit is die 18de Maart 7uur hier by die kerk. Kom en bring 'n paar vriende saam. Die persoon wat die meeste vriende of vriendinne bring, gaan 'n prys kry, sowel as die persoon wat die beste aangetrek is. Saterdag die 14de Maart is ons Magic for 'n stap. Ons nooi alle kinders en ouers om saam met ons te kom stap. Wees 8uur daar en ons gaan lekker saam kuier. As jy na die tyd wil piknik hou, onthou asseblief jou piknikmandjie. Ons sien uit om jou daar te sien. DDK het hierdie jaar vir die eerste keer in die Kaap 'n kamp vir al ons graad 4 tot 7's. Hierdie kamp word gehou by Simonsberg Christelike Grond. Die kamp is vanaf die 30ste April tot die 2de Mei en die kostes verloop R1200 per kind. Die kinders wil hierdie geleentheid nie mis nie. Ons begin ook ons koevertjie projek waar jy 'n geldjie kan skenk vir 'n kind wat dit nie kan bekostig nie. Haal vir jou koevertjie af met die aantal wat jy graag wil gee en gooi dit in die wit posbus by die deure. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. So ek wil begin deur 'n vraag te vra vir julle vandag. En die vraag is:
Jesus het vir ons 'n uitdaging gestel om liefde te wees, om lief te hê. Maar dink julle, die uitdaging is te groot gewees? As ons kyk na die standaard wat Jesus gestel het, dit is nogals hoog. Hy sê, wees lief vir jou vyande. Hy sê, draai die ander wang. Loop die ekstra myl. So is hierdie uitdaging van liefde net te groot. En ek hoop dit hou julle. Gaan aan die einde van die diens gaan ek dit weer vir julle vra. En ek hoop dan het ons almal 'n goeie antwoord vir dit. So ons is besig met ons reeks Love Is. En die reeks gaan oor hierdie dingetjie werk nie. Sal jy maar net ons aangaan asseblief. Ons is besig met 'n reeks of ons woord vir die jaar vir Doxadeo is Marked by His Glory, Known by His Love. Ons gaan dit nog baie sê, so as jy dit nie weet nie, hoor dit nou en ons gaan dit weer sê. So as jy dit vergeet, is okay. En dit is vir my so awesome, daai tweede gedeelte, Known by His Love. Dit is presies waaroor hierdie reeks Love Is gaan. Ons was nie geïnspireer deur Valentynsdag, toe besluit ons kom ons doen 'n reeks deur dit nie. Dis regtig 'n reeks wat ons gaan deurdink het. 'n Reeks wat ons prakties kan leer hoe om daai liefde te wees. Waar ons gechallenged word om liefde te word vir die mense rondom ons. Daar waar ons onsself bevind in ons werksplekke, by jou studies, waar ook al dit mag wees, mag jy die liefde elke week is daar 'n praktiese element, mag jy dit vat en mag dit 'n realiteit word en mag jy in dit gaan leef en die verskil maak daar waar ook al God jou geplaas het om 'n verskil te maak. So liefde vir my, die Here het so aan die einde van elke jaar bid ek vir 'n woord vir die jaar. En so 3 jaar terug, toe bid ek weer en die Here gee toe vir my die woord liefde. En ek sê toe vir die Here, soos dis maklik, wees net lief. Kom, kan U nie vir my 'n interessanter woord gee as net liefde nie? En ek het gesê, okay, Here, ek sal nou maar luister en ek het toe gaan sit met die Here en probeer uitvind, okay, maar watse gedeelte van die Here se liefde wil hy vir my leer? En daai jaar het ek die Here se sacrificial love geleer. Liefde wat lief is, maak nie saak hoe baie jy gedisappoint word nie. Liefde wat aanhoudend is, liefde wat onverdiend is. Dit is die liefde wat ek geleer het. So, hoekom sê ek dit vir julle? Want daar is soveel gedeeltes van die Here se liefde wat almal kan verstaan. So moenie nou net sê ook soos ek, ag Here, dis nou net weer liefde, ek kan niks nuuts leer nie. Soos wat ons in hierdie reeks ingaan, maak jou hart oop, maak jou gedagtes oop en vra vir die Here, wat is dit? Wat se element is dit wat hy vir jou wil wys? En net 'n skrif wat dit affirm in Efesiërs 3 vers 18 tot 19. Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. En hierdie skrif vir my is so awesome, want daar sê dit, die Here se liefde is baie breed, dis baie lank, dis diep, dis groot. Ons gaan nooit elke gedeelte van sy liefde verstaan en dis okay. As die enige mense hierso is wat baie logies is, wat wetenskaplike antwoorde nodig het, ek is jammer. Julle gaan nooit al sy liefde verstaan nie. En dis heeltemal okay. Moenie probeer om dit verstandelik te verstaan nie. Jy gaan dit nie verstandelik kan verstaan nie. Maar in jou hart gaan jy dit kan verstaan. En dis sy volheid wat in ons al reeds leef. Dis daai volheid wat ons weet, wel die Here is lief vir my en ek kan die liefde wees vir die mense daar buite, want ek is vol deur al sy liefde. Al verstaan jy dit nie koppliks nie, dis okay. Maar verstaan dit dat sy volheid alreeds binne jou leef. So die tema van vandag is, wat sien jy? En ek het 'n leesbril en al die mense wat bril dra, julle gaan seker nou sê, moenie dit doen nie, maar ek wil vir julle ietsie wys. So hierdie bril is nou skoon. En as ek hom opsit, ek kan redelik almal sien. Okay, ja, kan almal sien want dit is 'n bril, mens moet beter sê. Eintlik vir naby lees, nie vir ver nie. So ek kan baie mooi deur hierdie lense sien, want dit is skoon. Maar dan partykeer terwyl ek besig is om te werk en dan vergeet ek 'n bril aan en dan wil ek in my oog krap of iets en dan vat ek hierdie bril vuil.
Of ek wil hom opskuif en dan as ek sê, oeps, ek het aan die lens gevat en nie aan die raam nie. So dan word hierdie bril baie vuil, of as jy baie warm kry, my oë is partykeer so warm, ek weet nie hoe dit gebeur nie, dat my lense opwasem. Ek weet nie of julle dit al beleef het wat bril dra nie, maar dit is super freaky. So dan is hierdie lens nou baie vuil. So as ek nou deur hierdie bril kyk, dit is baie dof, dit voel soos, jy weet amper soos 'n 3D movie, wat dit soos blur en stap. Ek kan nou nie sien soos dit ek eintlik moet sien met hierdie bril nie. Maar ek het fantastiese nuus vir julle. Daar's so iets soos 'n lappie. En jy kan dit skoonmaak. Okay, ek gaan net die een lensie skoonmaak, want ek gaan terugverwys die hele tyd na hierdie bril toe. So, is my praktiese element vir die preek. Ek gaan dit partykeer opsit. Ek is net bang ek druk hierdie ding af. Maar hierdie een lens is nou skoon, so kom ons sê die hele bril is skoon. Nou as ek deur die skoon bril sien, nou sien ek soos wat ek moet sien. En vir party van ons, nou kan ons actually beter sien. Jy kan nie sien sonder 'n bril nie, so jy sit die bril om actually die mense raak te sien. Nou wat baie keer in ons lewens gebeur, ons perspektief word distorted. Of dit word vuil, soos dit ek aan hierdie ding gevat het. Jou lensie word partykeer vuil. En dit gebeur omdat jy ander mense of sekere situasies sien deur jou eie omstandighede, deur jou eie oë, deur jou eie kinderlewe, jou agtergrond, waarvandaan jy kom, die kerk waarin jy was, die skool waarin jy was, die rugbyspan wie jy support. Dit vorm jou worldview. En terwyl ek voorberei het God hierdie woorde vir my uitgewys, jou. Dit is so gefokus op jou. Jou lens, jou perspektief word self-absorbed. Dit wat ek wil hê en dit wat my gelukkig maak, is dit wat jy dan deur hierdie bril sien. Dit is nou die vuil bril. So dis jou agenda, en solank ek net happy is, solank almal net die manier dink soos wat ek dink, dan gaan alles net perfek wees. Maar is dit hoe Jesus liefgehad het? Deur watse bril het Jesus ons liefgehad? 'n distorted view of deur 'n skoon, mooi lens, dit wat sy Vader sien. Deur dit te vertel, wil ek die storie van Saggeus vertel. So Saggeus was 'n baie ryk man in die Bybel. Hy was 'n tax collector en hy het geld gesteel van die mense in sy dorp. Ek dink baie van ons voel ook partykeer so. Dat ons geld gesteel word deur sekere mense. En so niemand in die dorp het van Saggeus gehou nie. As hulle vir Saggeus gesien het, was hulle soos, alweer die man, hoeveel rand wil jy nou alweer hê, Saggeus? En Jesus was baie populêr in daai tyd gewees. En toe ek dink hoe ek gaan die vertel, as daar 'n fight by 'n skool is, dan is daar trop kinders en ons 'n sirkel en is oop en die twee mense beklei in die middel. Nou dis soos Jesus. Oral waar Jesus gegaan het, het hy in die middel geloop en daar was soos 'n skare mense om hom. En Saggeus het gehoor, maar Jesus is op pad na hom toe. Jesus wat wonderwerke verrig, is nou op pad na my dorp toe. En hy het die begeerte gehad om Jesus raak te sien. Maar ek dink hy was nog ons redelik bietjie kort, Janel. En hy het geweet, hy gaan nie vir Jesus kan raak sien nie. So toe maak hy 'n plan. Hy sien 'n boom, hy klim toe in die boom in. Nou is Saggeus in hierdie boom. Jesus stap tot onder die boom, hy kyk op vir Saggeus en sê vir Saggeus, kom af, ek gaan by jou eet vanaand. En die mense rondom Jesus was glad nie happy met dit gewees nie. Die Engelse vertaling sê, hulle het gegrumble. Jy weet daai lekker moan wat ons vrouens lekker kan doen. Rarig hy, soos niemand hou van hom nie, nou kies u om saam met hom te gaan eet. Wat dink julle moes in Jesus se hart gebeur het, daai oomblik? Hier is 'n kind van hom. Iemand wat gecreate is. En die mense wil nie eers hê Jesus moet met hom tyd spandeer nie. Wat dink julle het in Jesus se hart gebeur daai oomblik? Hier is die man wat hierdie groot begeerte het om raak gesien te word.
Maar die wêreld daar buite, die eksterne wêreld, sê nee, jy mag nie raak gesien word deur Jesus nie. Want jy het my geld gesteel. Jy skuld my nog geld. Die incredible gedeelte van hierdie storie is, omdat Jesus raak gesien het wie Saggeus is, was Saggeus se lewe verander. En het hy meer geld teruggegee as wat hy geskuld het. Dis die probleem wat ons baie keer het. Ons sit partykeer hierdie vuil bril aan en kyk vir mense deur ons distorted view en sê hulle verdien dit nie, Here. Kyk wat het hulle aan my gedoen. Hulle verdien nie om u liefde om deur u liefde raak gesien te word nie. Hulle het my seer gemaak, hulle verdien dit nie. Dit waardeur hulle my gesit het, dit was nie oké nie. Hulle verdien om gestraf te word. Maar Jesus sien iets anders raak. Hy sien die persoon wat hy gecreate het. Hy sien die liefde wat sy Vader vir hom het, en dit is wat lewens verander. Jesus was nie beïnvloed deur wat die wêreld gesê het nie. Jesus het geweet hoe hy vir Saggeus sien. Hy het hom op sy naam geroep en gesê, Saggeus, ek kies om by jou te eet. Hoe kyk ons na die mense rondom ons? Kyk ons na hulle met die Vader se liefde? Of kyk ons na hulle met ons distorted views? Aan hoe ons seer gemaak is? Nee, jy verstaan nie. Ek het seer gekry. Nee, dit kan nie wees nie. Hoe moet ek hulle net vryspreek? Hoe moet ek hulle net vergewe? Hoe sien Jesus daai persoon? Daai bitterheid, daai onvergifnis wat jy het, dit is hoe ons partykeer na mense kyk. En dit maak jou lense vuil. Dan kan jy nie Jesus se liefde vir daardie persoon sien nie. Dit is tyd dat ons net die lappie moet vat en die bril moet skoonmaak. En vir Jesus te sê, Jesus, help my om daardie persoon wat my so seer gemaak het, om hulle te sien deur u oë. Help my om u bril aan te sit, dat my agendas nie my view wat ek het, dryf nie, maar dat u liefde my dryf om mense raak te sien wat dit die nodigste het. Ons is by ons kerk besig met 'n reeks of met 'n kursus ELT, Equipping Leadership Training. En Aniek, die vroukie wat dit aangebied het, die volgende definisies het sy gedeel met ons. En toe sy dit gedeel het, toe sê ek van, Here, die moet iemand hoor. Ek moet vir iemand vertel. En toe ek die preek besig is om voor te berei, toe sê ek van, die twee kom so mooi by mekaar. En dit is om van concern na compassion toe te beweeg. So dit is baie goed om concern te hê. Dit altyd klink soos, nou kom, wat is verkeerd met concern? So concern is, jy gee om. En compassion is ook, jy gee op. Dan kom ek wys gou vir julle twee definisies. So concern sê, sees the pain, the lostness, and the broken systems, but has nothing to change it. Daar waar jy jouself bevind, jy sien, daar's iemand wat verlore is. Jy sien, daar's iemand wat nie okay is vandag by jou werk nie. In die klas waar jy self ondervind, daai persoon is nie okay nie. Jy sien dit, maar jy doen niks nie. Dis net sowel, Jesus het in Saggeus se dorp gekom, hy het gesien, hier's hierdie man in die boom, en hy het gehoor wat die mense sê, en hy sê van, okay, nee, ek wil nie, ek met hom praat nie, nee. Nou, die wêreld nie van my nie. Maar as ons dan na compassion se definisie kyk, dit sê, sees the pain, the lostness, and the broken systems, and asks God to use them to bring change to the world. Dit is die verskil. Verandering wat actually dan gebeur. Jesus wat Saggeus raak sien en sê, kom ek eet by jou. Dit is so eenvoudig soos dit. Daar sê dit, to change the world, maar dit is 'n baie groot prentjie. Verander daai world na die area waar jy is. By jou werk, wie is dit wat liefde nodig het vandag? Met watse bril staan jy op in die oggend en gaan jy werk toe? Ek is moeg alweer, ek kan nou niemand help nie. Die oomblik as jy daai een persoon gaan help, gaan jy sommer baie wakker wees.
Dis exciting om mense te help. Dis 'n gift wat ons gekry het. En dit vra nie dat jy die gospel moet gaan vertel vir iemand nie. As jy dit doen, great. Dit begin by deur vir iemand te vra, is jy okay, wat jy sien, nie okay is nie. Die Here het vir ons elkeen geroep vir 'n spesifieke area daar waar ons is. Elkeen van ons se gifting is anders. So hoe gebruik ons dit tot die volle kapasiteit? Sê ons vir onsself, ek is nie goed genoeg nie, ek kan dit nie doen nie. Die Here het my 'n introvert gemaak, ek kan nie met mense praat nie. Niemand gaan vir my luister as ek praat nie, ek is nie goed genoeg nie. Wat is die verskonings wat jy besig is om te gebruik? Is dit om jou eie agendas te dryf? Of is dit om mense deur Jesus se oë te sien? En ek het 'n storie wat ek wil vertel met dit. Een van my grootste testimonies wat ek dink tot vandag toe. Ek het by 'n skool gewerk vir so 3 jaar. En in die eerste jaar toe ek daar moes begin werk het. So ek is ook 'n introvert, as jy gewonder het. Ek vind dit baie awkward om by mense te wees wat ek nie ken nie. So ek vind dit awkward, dan dink ek dis 'n awkward situasie, maar dan is alles actually okay. Maar ek dink dit is regtig waar dan baie awkward. Ek weet nie wie anders ook so voel nie, maar dit is vir my baie erg. En soos ek jou daarom ken en dan begin ek te ontspan en dan kry jy my nie ophou praat nie. So sterkte vir die mense wat my ken. Maar ek is nou 'n introvert. Ek is nou hier by die nuwe skool. Dis 'n nuwe kultuur, nuwe ras. Ek ken absoluut niks nie. Ek is al een daar. Dis die eerste keer wat ek in 'n werksplek ingaan wat ek absoluut niemand ken nie. En boonop alles, dit is Engels. So my Engels is so Afrikaans soos Engels kan wees, as dit sin maak. Ek moet baie lank voorberei as ek iets in Engels wil sê en seker maak watse woorde ek sê, want partykeer my kop dink te vinnig en dan kom die Engels nie so lekker uit nie. So jy weet, daai mense as hulle begin praat Engels, dan weet jy, soos hulle is actually Afrikaans. Dit is ek daai. So nou is ek hierso, ek's introvert, ek ken niemand, nuwe ras, en my Engels is nie baie great nie. Nou moet ek na hierdie skool toe gaan. Die heel eerste dag stap ek by die skool in, en dis pouse, ek stap net so deur die skool, en ek sien 'n meisie wat alleen sit. Ek het soveel redes om nie na haar toe te gaan nie. Wat as sy nie van my Engels hou nie? Wat as hulle vir my lag oor hoe ek praat? Wat gebeur het? Wat as was heeltyd wat deur my kop gegaan het? Maar ek het nie gestop by concern nie. Ek het na haar toe gegaan en ek gevra, "Are you okay?" En sy sê toe sy raak emosioneel, sy sê soos nee, sy ken ook niemand en sy's graad 8. En ek ken niemand, sy ken niemand en ek is soos, "Welkom, ek gaan staan hier voor aan iemand wat ek ook nie ken nie." En ek vat haar toe na meisies wat ook baie oulik lyk en ek stel hulle toe voor aan mekaar. En ek het nie geweet die groot impak wat dit gemaak het nie. Ek het vir 3 jaar by daai skool gewerk en verlede jaar het ek voltyds hierso begin werk. En so Maart maand verlede jaar stuur sy vir my boodskap. Sy sê vir my, "Thank you for your love on the first day." Sonder dat ek besef het wat ek gedoen het. Thank you for your love. I felt welcome and I felt accepted. En toe sy daai stuur, toe begin ek terugdink, wel, sy was soos by elke liewe disipelklas wat ons gehad het, disipelskap klas wat ons gehad het. En ons het 'n Bybelstudie elke Woensdag pouse gehad. Sy was daar gewees. Ons het ook begin met Sondagdienste by die skool, waar sy ook was. So besef ek wel, sy was actually oralste daar waar ons iets aangebied het. En die volgende woorde is wat my aangeraak het. Because of your love for Jesus, I fell in love with Jesus. Dit het nie by concern gebly nie. Dit het oorgegaan na compassion toe en iemand se lewe is verander. Haar familie is Roomse Katolieke, so hulle verstaan nie altyd daai groot konsep van sy liefde, dat Jesus lief is vir my nie. Hoe ek gekies het om nie deur my eie lens te kyk na hierdie situasie en te sê ek gaan met niemand praat tot iemand by my is nie. Dit is hoe jy jou werksplek transformeer. Deur vir een persoon te vra as jy okay, was hy vir 3 jaar oral daar waar ons iets aangebied het. En het sy vir Jesus ontdek.
Dit is wat dit beteken om transformasie te bring, om 'n city changer te wees. Jy weet nooit wat se impak jy het nie. Ek het eers na 3 jaar uitgevind wat actually in my hart aangaan. En partykeer weet ons nie eers die impak wat ons maak nie. Maar baie keer kom God en hy kom en hy reveal vir ons. Dit is actually wat hy besig is om te doen in die mense se lewens. So moet nie daar waar jy is ooit onderskat of dit genoeg is nie. Sit net die regte lens aan en kyk na die mense hoe God na hulle kyk. Ek wil sê, haal jou fokus van jouself af, van jou eie situasies en om jou agendas te dryf en wat jou gaan gelukkig maak en sit die nuwe bril op, die skoon bril wat Jesus vir jou wil gee. Om te kyk na mense, daar's 3 verskillende realiteite waar ons kan kyk na mense of selfs na onsself ook. En die eerste een is jou internal reality. So dis wat ek vir myself glo. Soos ek gesê het, ek's 'n introvert, ek's nie goed genoeg nie, ek kan nie met mense praat nie, so ek gaan nie met mense praat nie. Dis hoe ek myself sien, ek's nie waardig nie, want ek's 'n introvert. En dan kry jy jou external reality, dit is wat die mense sien. So, Saggeus se voorbeeld, die mense rondom hom het gesien, maar Saggeus, hy het my geld gesteel, moenie met hom praat nie. En dan die laaste reality is jou eternal reality. En dit is wat God van jou sê. En dit som so mooi op wat ek vandag besig was om te sê. Hoe sien jy mense? Hoe sien jy jouself? Sien jouself deur jou eternal reality, wat God se waarheid is, of deur jou external reality, dit wat mense vir my sê. Ek het nodig om affirmations te hoor van mense, dan gaan ek goed voel. Dit is die realiteit waarin ek leef. Of leef jy in die internal reality wat jy nie goed voel oor jouself nie? As ek in die spieël kyk, dan sien ek al hierdie verkeerde dinge. Of leef jy met die bril van jou eternal reality, met dit wat God sê oor jouself? Ek wil hê jy moet 'n oomblik nou vat en net dink, hoe sien ek myself? Die manier jy jouself sien, gaan 'n uitbeelding wees van hoe jy ander mense ook sien. As jy nie happy met jouself is nie, gaan dit moeilik wees vir jou om happy met ander mense te wees. Maar die oomblik as jy jouself sien soos God jou sien, man, dit verander jou lewe. Want God sê vir my, ek is genoeg, ek is waardig, ek is geroep, ek is skoon gewas. Dit wat ek gedoen het in my verlede, dit bepaal nie nou wie ek is nie. Ek is skoon gewas, ek is redeemed, I'm loved, en die mooiste gedeelte vir my altyd is Jesaja 43, wat God sê, you are precious in my eyes. Dit is so 'n mooi prentjie om te hê. Die God wat alles create het, sê vir my, ek is baie oulik. En dit stig iets binne jou. En dis hoe jy dan na ander mense kan kyk. Nie deur jou eie distorted view van dit wat jy wil hê nie, maar deur God se lens. Deur dit wat God wil hê. Ek wil weer daai vraag vra. Kan ons lief hê soos Jesus? Of is die uitdaging te groot? Ek sien daar 'n paar koppe wat sê, nee, ek gaan dit aanvat. Uitdaging is nie te groot nie. Dit is nie te groot nie. Dit begin deur van concern na compassion toe te beweeg. Daar waar jy in jou werksplekke is, waar jy by jou universiteit is, waar ook jy jouself bevind, hoe sien jy die mense rondom jou? Baie keer was ons seer gemaak deur mans of vrouens, dan sê ons, ek gaan nooit weer enige man vertrou nie, want hulle almal maak my net seer. Ek gaan nooit weer 'n girl vertrou nie, want ja, almal friendzone my net, so ek gaan nie eers meer probeer nie. Moenie dat dit jou perspektief verander van mense nie. Nie alle mans is dieselfde nie, nie alle vrouens is dieselfde nie. Ek het so baie seer gekry in my eie lewe, deur vaderfigure of autoriteits, wat ook al ons dit wil noem, autoriteitsfigure wat my seer gemaak het. En ek het net besluit, ek gaan my hart oopmaak en sê, wel, as ek nou weer seer kry, is dit oké. Maar ek gaan lief hê, en ongelukkig kan ek nie net 'n bietjie lief hê nie. As ek lief het, het ek lief met alles. En dit maak partykeer so seer.
Maar moenie dat dit jou visie bepaal nie. Kyk deur die lens van God se oë. As jy struggle, vra vir God, Here, help my om Thornton te sien soos U hom gemaak het. Hy het my nou al weer kwaad gemaak, hy het nie dit gedoen nie, hy het nie dit gedoen nie, hy het voor my ingery en nie eers jammer gesê nie. Help my om hom net te sien soos U hom sien. En dit sal drop in julle. Julle gaan liefde ervaar vir daai persoon, dan gaan julle op 'n plek kom dat julle vir God sê, okay, nee, ek wil nie so baie lief wees nie. So wees net bereid om jou hart weer oop te maak. Al kry jy weer seer. Dis okay. Jy het lief soos Jesus lief het en dit transformeer lewens. Dit maak dat jy daai city on a hill kan wees. Daai lig wat niemand kan verdof nie. Jy gaan seer kry en dis okay. Daar's iemand wat alreeds gesê het, my volheid is in jou. So leef met daai wete. Moenie dat dit wat die wêreld sê bepaal wie jy is nie. Gaan kry skrif oor wie God sê jy is. En dit sal help dat jy ook van concern na compassion toe kan leef. So die uitdaging is nie te groot nie. Moet nooit sê jy kan nie lief hê soos Jesus nie. Jy kan. Begin klein. Daai een persoon wat jy nie kan sien deur Jesus se oë nie, gaan hierdie week en kyk vir hulle en vra vir Jesus, help my om hulle te sien soos U hulle sien. Ons gaan nou in 'n moment ingaan. Julle sal sien hier's 2 swart mandjies hierso. En die een mandjie is skrif wat ek wil hê jy moet kry vir jouself. So gaan na die mandjie toe, dis 'n hartjie. Dis die conversation hearts, dis op dit gebaseer. Dis Jesus se woorde aan jou. So gaan na die mandjie toe en kry woord vir jouself. En hou dit, bid oor dit. Maar dan wil ek hê ons moet aanbeweeg na die mandjie toe. Dis ook woord. Maar dan wil ek hê jy moet vir iemand wat hierso is, vra vir Here, vir wie is die woord? En dan gaan gee jy dit vir hulle. Repeat net, hierdie woord vir jouself, dis wat God vir jou wil sê, daai is wat jy vir enige iemand anderste wat hierso is, moet gee. Okay, voor ons in dit ingaan, wil ek net gou vir ons bid. Dankie Here dat ons kan weet dat U volheid alreeds in ons leef. Dankie dat ons nie nog iets hoef te doen om U liefde te ervaar nie. U het alreeds op die kruis gesterf vir elke liewe een van ons. En U het gesê dis volbring. Here, dis partykeer baie moeilik om lief te hê soos U liefhet. Ons kry seer, die wêreld maak ons seer, mense maak ons seer. Here, maar ek wil bid vir elke liewe persoon wat hierso is vanaand, ek insluitend. As daar enige iemand hierso is wat ons nie kan sien deur U oë nie, help ons om hierdie week in te gaan en vir hulle te sien soos U hulle sien. Here, ek bid as enige iemand is wat met bitterheid sit, wat met seer sit, dat hulle dit nou sal surrender by U voete. Enige iemand wat met onvergifnis sit, wat voel hulle kan nie daai persoon vergewe nie, laat hulle nou op 'n plek kom wat hulle U vergewe. Wat hulle die mense vergewe, want U het hulle alreeds vrygespreek. Here, help ons om ons perspektief, om ons bril skoon te maak. Sodat ons nie deur die vuil lense na die wêreld kyk nie. Maar dat ons met U oë kyk na elke liewe persoon, selfs die mense wie ons die seerste gemaak het. Here Jesus, en ek wil net daai skrif bid wat sê, love your enemies and pray for those who persecute you. Dat ons op 'n plek kom wat ons vyande kan lief hê, met net die liefde wat U kan gee, en dat ons kan bid vir die mense wat ons persecute. Dankie vir U volheid, Here. Dankie vir die liefde. Dankie dat ons genoeg is in U oë. En as enige iemand is wat hierso vandag sukkel met hulle identiteit, as hulle nie weet wie hulle is nie,
bid ek nou dat hulle sal weet hoe precious hulle is in U oë, hoe oulik hulle is en hoe lief U vir hulle is en dat U hulle gekies het. Dankie vir U genade en dat ons identiteit op dit bou wat U vir ons sê en nie die wêreld nie en nie onsself en al ons flaws nie, maar dat ons onsself ook kan sien deur U oë. Amen. Julle kan nou opbeweeg en woord vir julleself kry en vir iemand anders. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin. Rivers of life now flow within. You've made me near. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh we glorify the Lord. Oh we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of your grace. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh we glorify the Lord. Oh we glorify the Lord. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting up our voices one. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting